Gemeente, ek wil julle weer eens vanoggend vra, maak julle Bybels oop by Matteus 28, verse 16 tot 20. Matteus 28, vers 16 tot 20. Ek gaan vandag weer eens aandag gee, soos die laaste 3 weke, aan die onderwerp van disippelskap. Hierdie sal dan deel 4 van hierdie reeks wees. Kom, ek begin vandag se boodskap deur net die teks vir ons weer eens voor te lees. Die geïnspireerde, gesaghebbende woord van ons Here sê in Matteus 28 vanaf vers 16: die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waarheen Jesus hulle ontbied het. En toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. En dan hierdie woorde: Jesus het nader gekom en vir hulle gesê: aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Gaan dan en maak disippels van al die nasies, deur hulle te doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees, en hulle te leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die tyd. En tot sover uit die woord van die Here. Gemeente, ek was hierdie laaste 3 weke besig met 'n tematiese reeks vir die jongelinge. Dit het niks met tematies te doen nie. Julle kan julle ouers by die huis vra, wat bedoel die dominee? Tematies, dis 'n reeks oor 'n tema. Hierdie groot en wonderlike tema van disippelskap. Ons was 3 weke besig gewees daarmee, en ek moet vir julle sê, gemeente, ek verkies eksposerende prediking. Ek verlang dit om terug te keer na 'n boek wat ek eksegeties bestudeer en dan vir julle kom uitlê. En ek sien uit om eersdaags weer terug te wees in Efesiërs. Maar daar is ruimte vir tematiese reekse ook, om aandag te gee aan 'n spesifieke tema op sy tyd. Ek het laas week, soos ek vir julle gesê het, van die kansel af beoog om klaar te maak met die reeks, maar weens tydbeperking en 'n vol diens kon ek nie alles sê wat ek wou sê nie, en ek was deur 'n liewe broer en mede-ouderling aangemoedig om weer vandag aandag te gee aan hierdie onderwerp, deel 4, te preek van hierdie tema oor disippelskap, gegee die belangrikheid van hierdie onderwerp. Dis ook hoe die Here my dan nou gelei het. En ek wil graag hê ons moet vandag rondblaai na enkele tekste toe, terwyl ek laaste waarhede oor hierdie uiters belangrike tema met julle deel. Ek het vir julle gesê, gemeente, dat in ons dag en tyd bestaan daar in die groter kerk van Jesus Christus groot onkunde. In terme van wat beteken dit om werklik 'n Christen te wees? Wat beteken dit om kerk te wees? En wat behoort die kerk van Jesus op aarde te doen? Soos wat ons met verwagting uitsien na sy wederkoms. Weens hierdie onkunde en gepaardgaande onsekerheid oor wat moet ons doen, sien ons 'n groot traagheid in die groter kerk met betrekking tot die groot opdrag van Jesus Christus. Vir daai rede was hierdie reeks so belangrik. Ek het deur hierdie reeks beoog om julle te help om die wat van disippelskap en ook die hoe van disippelskap te verstaan. En as julle die reeks gevolg het, dan is ek seker julle is gehelp en dat daar 'n groter, 'n beter, 'n dieper, 'n meer omvattende begrip is vir wat dit is om 'n Christen te wees, 'n disipel van Jesus. Wat dit beteken om kerk te wees, 'n geloofsgemeenskap van disipelmakende disippels, en hoe om te werk te gaan om mekaar te disipel, te mentor in die waarheid van God se woord, dat ons mag saamgroei as individuele gelowiges, maar as gemeente ook, tot volwassendheid in Jesus Christus, en hy toenemend meer gestalte in ons kan kry. En die onus rus nou op jou en my, om hierdie opdrag van Jesus, om te gaan en disippels te maak, te gaan gehoorsaam. En julle sal onthou, ek het julle uitgedaag laas week, by wie gaan jy kers opsteek? Wie gaan jou Paulus wees? Met ander woorde, wie gaan daai gelowige wees wat
dalk meer volwasse is as jy, meer kennis het, meer ervaring het op die geloofspad agter Jesus aan as jy, om jou te mentor, sodat jy mag groei in jou kennis van God en sy waarheid, en in jou uitleef daarvan. En by wie gaan jy kers opsteek as jou Timoteus? Wie's daai individu of individue wat dalk minder volwasse as jy is, minder kennis het en ervaring het op die geloofspad agter Jesus aan, vir wie jy gaan mentor en leer om alles te onderhou wat Jesus beveel het. In hierdie reeks het ons gekyk na die definisies van disipel en disipelskap, ons het gekyk na die elemente daar van disipelskap. Ek het ook aandag gegee aan hoe Jesus 'n groot opdrag, wat ek sopas vir julle gelees het, ons uitdaag om te herdink en onsself te heroriënteer ten opsigte van Christen wees en kerk wees. Ons het gekyk na Jesus, sy apostels, die vroeë kerk se patroon, se werkswyse van disipelskap. Hulle het disipels gemaak deur te gaan, deur te doop, deur te leer. En ons het toe ook aandag gegee veral laasweek aan die werk, die taak van disipelskap. Wat behels die taak van mentorskap? En nou vandag, geliefdes, gaan ek nog 4 waarhede aanraak rakende disipelskap. Nog 4 waarhede soos dit verskyn op die bord hier agter. Sodat, soos ek laasweek vir julle gesê het, dat ons nie deur ons Here Jesus ontrou en oneffektief bevind mag word rakende hierdie groot opdrag waarmee hy ons, sy kerk, gelos het. Dat ons daarmee besig sal wees tot by sy wederkoms nie, dat ons eerder gehoorsaamheid sal nastreef aan sy groot opdrag met vertroue op hom en met dankbaarheid dat ons instrumente in sy hande mag wees, waardeur hy sy kerk bou en elkeen van sy disippels groei op die pad van heiligmaking om meer soos hy te word. Kom ek bid vir ons en dan sal ons wegval met hierdie 4 waarhede. Hemelse Vader, dit is vir ons weer eens so 'n groot voorreg, geëer om in die begin van 'n nuwe week ons harte stil te maak en ongehinderd tyd af te staan aan die waarheid van U woord. Ons het weer eens gehoor vanmôre, Here, die groot opdrag voorgelees vir ons, soos U dit vir ons gegee het. En Here, dit is ons begeerte as individuele gelowiges, maar ook as 'n gemeente saam om voete te gee aan U opdrag, om ons verantwoordelikheid met U hulp op te neem, disippels te maak, deur te gaan, te doop, te leer, en ons wil dit graag doen volgens die patroon, die werkswyse wat U vir ons gemagtig het en die voorbeeld wat U vir ons gestel het. So help ons weer eens vandag, soos wat ons weer, Here, as U wil, vir ou laas te kyk na hierdie onderwerp, en Bybels, dalk meer Bybels gegrond te word in ons denke, in ons begrip, in ons uitvoering van disipelskap. Wees nou in ons midde. Maak bemoeienis met ons. Here, herinner ons dat U is hier, ons is op heilige grond. Dis U stem wat ons hoor, wat na ons toe kom deur U woord en gees. Dis U wat besig is om te werk. Mag die uitkoms van ons tyd saam in die woord nou wees, Here, U eer allereers, maar ook ons groei en ons welstand en ons toerusting, Here, om goeie disippels van U te wees, wat ook, soos U ons beveel het, disippels maak. Hierdie dinge bid ons in Jesus se naam. Amen. Gemeente, eerste waarheid wat ek vanoggend aan julle wil voorhou is die instaatstelling van disipelskap, die instaatstelling daarvan. Ek het vir julle gesê in hierdie reeks, ek gaan baie prakties wees, minder dogmaties, en ek was minder dogmaties. Ons het na die praktiese aspekte van mentorskap, soos wat ons dit kry vanuit Jesus se groot opdrag gekyk. En daar is moontlik 1 of 2 van julle wat dalk gevoel het, weet jy, ons is so gefokus op ons verantwoordelikheid dat ons 'n idee kry die sukses van hierdie hele disipelskap inisiatief hang van my werke af. Hoe goed ek dit naspeur en hoe goed ek my rol vervul. En kyk,
ek moet vir julle sê, die groot opdrag het Jesus aan ons, sy kerk, gegee, en dis daarom belangrik dat ons gesels oor en uit die woord kyk na hoe ons daai verantwoordelikheid moet opneem. En ons het dit gedoen vir die laaste 3 weke. Maar ek wil balans skep en 'n korrekte Bybelse persepsie gee, nietemin. Die werk van disippelskap is eintlik primêr die werk van God. Dit is sy werk. Jesus wat eens disippels gemaak het in sy aardse bediening op aarde, is steeds besig om dit vandag te doen. Hy is die een wat deur sy woord en gees ons groei as disippels, en wanneer ons verantwoordelikheid opneem, soos ons daaroor gepraat het oor die laaste 3 weke, is ons eintlik maar instrumente in sy hande. Blaai gou 'n bietjie terug in Matteus 16 toe. Die Here Jesus het vir ons hierdie lering en persepsie gegee, in Matteus 16 vers 18, nadat Petrus daardie besonderse getuienis gegee het, die belydenis dat Jesus van Nasaret is die beloofde en lang verwagte Christus vanaf God, wat die sondes van die wêreld sou wegneem. Nadat hy daai belydenis gemaak het, het Jesus vir hom gesê, jy is Petros, jy is Petrus, die klein klippie. Op hom kan Jesus nie sy kerk bou nie, maar op hierdie rots, die rots van sy evangelie getuienis, sal ek my eklesia, my kerk bou. Jesus het duidelik daar vir hom gesê, dat die kerk sou gebou word, nie soos die Rooms-Katolieke dink op Petrus, nie maar op die getuienis van Petrus. Soos ons glo, Jesus bou sy kerk, en kyk gou weer na die teks wat ek vanoggend vir julle voorgelees het. Hier in die groot opdrag van Jesus, het ons 'n bevestiging van daai woorde weer, uit die pen van Matteus uit. Nadat Jesus gesê het, gaan, maak disippels van al die nasies, deur hulle te doop, deur hulle te leer, dan sê hy, en kyk, dit sal ooglopend wees, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die tyd. Wat impliseer Jesus hier? Hy is nie fisies by ons nie, hy het sy gees uitgestort sodat hy deur middel van sy gees by ons kan wees, maar dit is ook nie net om ons by te staan soos wat ons die kerk bou nie. Dis om in ons en deur middel van die agentskap van sy gees te werk, om sy kerk te bou. Ons is instrumente in die Here se hande, en dit impliseer verder dat ons in staatstelling vir hierdie taak van disippelskap waartoe ons geroep het, kom van hom af. Dis nie uit onsself nie. Hy is die een wat ons in staat stel. En vir hierdie rede het ons God van waarheid ons wederbaar. Hy het ons verlig vir sy waarheid, deur aan ons sy gees van waarheid te gee, om in ons te woon. Hy het ook sy woord van waarheid, die Bybel, aan ons gegee in ons hand, sodat ons sy waarheid mag ken, en dat ons mekaar daarmee mag disipel. Blaai gou saam met my na Romeine, hoofstuk 15, vers 14. Romeine hoofstuk 15 vers 14. Ek wil graag julle moet dit self sien in julle Bybels. As diegene wat verlig is vir God se waarheid, ons God van waarheid se waarheid, wat inwoon word deur die gees van waarheid, wat in ons hande het die woord van waarheid, is ons bevoeg, in staat om hierdie opdrag van Jesus uit te voer, is ons bevoegd om instrumente in sy hand te wees waardeur hy sy kerk bou. Paulus sê die woorde in Romeine 15 vers 14, en dit is nou nadat hy in vers 2 gesê het, dat elkeen van ons moet sy medemens behaag met die oog op wat goed is vir hom, en hom kan opbou. Dit sluit in ons mentorskap van mekaar. Dan sê hy hierdie woorde, my broers, persoonlik is ek daarvan oortuig, dat julle ook self vol goedheid is en oor volledige kennis beskik, in die mate dat julle mekaar ook kan reghelp. Hy sê dit nie net vir 'n enkeles in die gemeente nie, hy sê dit vir die hele gemeente. Hoekom? Want die gees van waarheid is die een gees wat in hulle werk, die gees wat die woord geïnspireer het, die woord wat in hulle hande is, die woord wat hulle ken, wat hulle self eers
ingeneem het, wat hulle lewens verander in die lig van daai woord, kan die Here hulle gebruik as instrumente om mekaar in daai selfde waarheid te bedien, te mentor. Elke wedergeborene wat die gees van waarheid in hulle harte het, wat die woord van waarheid in hulle hande het, is 'n bevoegde instrument wat die Here kan gebruik vir hierdie doeleinde. Ek benadruk dit, gemeente, want in ons dag is daar hierdie onbybelse idee dat ek moet 'n Bybelse berading kursus gedoen het om te kwalifiseer om ander te kan disipel. Dit is nie waar nie, geliefdes. Kyk, enige kursus wat jou verdiep in die waarheid van God se woord is hulpvaardig. Dit gee vir jou meer kennis oor hoe om die Bybel, die woord van waarheid reg te sny en dit effektief te gebruik in die lewens van ander, hoe jy dit toepas en hoe jy die disipel daarmee. Dit is natuurlik van waarde, maar dit is nie noodsaaklik vir jou om hierdie opdrag van ons Here Jesus uit te voer nie. Om die waarheid te sê, in Nuwe Testamentiese tye, in Jesus se dag, die apostel se dag, die vroeë kerk se dag, was Bybelse berading, soos ons dit ken vandag, die kliniese praktyk, soos dit baie keer voorgehou word aan ons, het dit nie bestaan nie. Wat bestaan het, is gelowiges wat verlig is deur die God van waarheid, deur wedergeboorte, en woon deur die gees van waarheid, met die woord van waarheid in hulle hande, wat mekaar gedisipel het. Die waarheid met mekaar gedeel het, en saam hulle lewens gebou het rondom die waarheid van God. En die woord van waarheid is dit wat hulle getransformeer het deur die werking van die Heilige Gees. Selfs J. Adams, die vader van Biblical Counseling, soos hy genoem word, het in sy boek Competent to Counsel geskryf dat elke gelowige is competent to counsel. Ons instaatstelling kom vanaf die Here, nie uit onsself nie. En kyk, as dit nie so was nie, dan sou die Here Jesus nie hierdie groot opdrag gerig het aan elkeen van ons, elkeen van sy disippels in sy kerk nie. Ons is bevoegde instrumente in sy hand. Rakende hierdie kwessie oor bevoegdheid en instaatstelling, hoor ek dikwels sommige besware, soos mense sal baie keer sê, ek is nie bevoegd om 'n disipelmaker te wees nie, want ek het nie 'n BTA graad nie, of ek het nie een of ander kursus geloop nie, of ek het nie die ervaring nie. Ek wil benadruk weer eens hierso, sommige in die gemeente mag dalk meer geskool wees as jy in die teologie, of in pastorale versorging, of meer ervaring het. Maar omdat hulle meer geskool is as jy, beteken dit nie jy is onbevoeg om gehoorsaam te wees aan die oproep van Jesus Christus nie. Ek kan vir julle sê, my bevoegdheid as 'n herderleraar van hierdie gemeente kom nie uit my teologiese studies eerstens nie. Dit kom nie uit die kursusse wat ek gedoen het nie. Dit kom nie uit my jarelange ervaring nie. Dit kom vanaf God deur sy woord en gees. Want ek weet, soos wat ek julle voorgaan in mentorskap en pastorale sorg, is dit God wat in my, deur my werk om sy kerk te bou en julle te groei, te transformeer na sy beeld. En daarom wil ek vir julle sê, julle hoef nie te huiwer om gehoorsaam te wees aan hierdie oproep tot mentorskap nie. Ek hoor ook soms die beswaar, ek is nie bevoegd nie want ek is te jonk om dit te doen, of ek is nie bevoegd nie want ek is te oud om dit te doen. Daar is ook nie Bybelse gronde vir hierdie beswaar nie, want onthou, in hierdie groot opdrag wat Jesus vir ons gee, maak hy nie onderskeid tussen ouderdom nie, né? Hy gee dit vir al sy disippels. Hy moedig die ouer manne aan om die jonger te leer, die ouer dames om die jonger te leer deur die bladsye van die Nuwe Testament. En hy sê selfs vir die jong predikant, die jong mentors en disipelmakers, Timoteus, Titus, moenie dat mense julle jonkheid verag nie. Jesus maak nie onderskeid op ouderdom nie, maar ook nie op grond van ras of klas of status of geslag nie. Die opdrag kom na elkeen van ons toe. En omdat dit God, ons God van waarheid is, wat ons wederbaar het, deur sy gees van waarheid en aan ons sy woord van waarheid gegee het, hoef julle nie te huiwer nie, want ons instaatstelling is nie uit onsself nie, maar uit God wat sy kerk bou.
ander beswaar wat ek dalk ook hier kan aanraak is dat sommige ek het al gehoor dat sommige sê, ek kry nie 'n disipel, of ek kry nie 'n disipelmaker wat geskik is, of voldoende vir my nie. Regtig? Kyk net rondom jou. Ek wil jou herinner, jy is ook nie geskik of voldoende nie. Niemand van ons is nie. Ons is elkeen gebroke. Niemand is volmaak nie, daarom is niemand voldoende nie. En aangesien ons in staatstelling vanaf God in Christus Jesus is, hoef ons nie te huiwer om hierdie taak aan te pak nie, want God is juis in die bedryf om onvolmaakte instrumente soos jy en ek te gebruik, om sy kerk te groei, te bou, sy disippels te groei na sy beeld. En so kry hy al die solide grond. Daarom wil ek hier net 'n toepassing maak. Gemeente, die aangesig van ons in staatstelling vanaf God, om ons verantwoordelikheid op te neem as instrumente in sy hand, om mekaar te mentor en deur mekaar gementor te word, wil ek vir julle sê, strewe om in jou mentorskap verhoudings so getrou en effektief moontlik te wees, in soverre dit van jou afhang. Neem jou verantwoordelikheid heelhartig op, maar doen dit met vertroue op God en konstante gebed, wetend dat jy's blote instrument en dat die Here in jou en deur jou sy werk sal doen soos hy beloof het, om sy kerk te bou en sy disippels te groei na sy beeld, deur sy woord, deur sy gees. Weet julle, die feit dat ons slegs instrumente in die Here se hande is en dat die bou van sy kerk, die groei van disippels, primêr sy verantwoordelikheid is, en dat ons bloot net getrou hoef te wees aan die roepstem van die Here, dit is vertroostend nie waar nie. Dit stel ons gerus, want ons weet die uitkomste, die resultate, die gevolge is nie in ons hande nie. Ons word geroep om met die instaatstelling van die Gees en die lig van die woord net getrou te wees, en die Here sal sy werk doen, en daarom hoef ons nie gebukkend te gaan, wanneer ons pogings nie altyd onmiddellik slaag, om ander te mentor nie. Kom ons kyk ook na 'n tweede waarheid, nie net die instaatstelling van disippelskap nie, ek wil ook iets noem oor die inspanning, want ek het nou geraak aan die feit dat die opdrag van Jesus kom na ons, sy kerk toe, so daar is inspanning. Blaai gou saam met my na Kolossense, hoofstuk 1, verse 28 en 29. Kolossense hoofstuk 1, vers 28 en 29. Paulus skryf hier en hy praat basies maar oor sy disippelskap werk onder die gemeentes. Hy skryf vir hierdie gelowiges in vers 28 van Kolossense 1, hom verkondig ons, Jesus Christus, met ander woorde, wat is die kern altyd van Paulus se prediking gewees, wat moet die kern van ons geloof en ons bediening wees? Die kruis. Die kruis, hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan, julle hoor, elke mens vermaan, elke mens in alle wysheid onderrig, deur instruksie en voorbeeld, sodat ons elke mens voor God kan stel as volwasse in Christus. Dis disippelskap wat hy van praat hier. Maar hoor nou wat sê hy in vers 29, daarvoor span ek my ook in, terwyl ek die worstelstryd voer. Wat sê Paulus? Hy sê wat ons algemene belewenis is, né? Disippelskap, mentorskap verg inspanning, en dit is dikwels 'n worstelstryd. Hy gebruik die woorde in die Grieks hier, kopiao, wat beteken om harde werk te doen, wat probleme en moeilikheid impliseer. Dis die leksikale definisie van daai woord. Dit impliseer probleme, moeilikheid. Dit word vertaal op ander plekke in die Bybel as hard werk, swoeg, arbei. Die woord word onder andere gebruik in Lukas 5 vers 5, waar die disippels vir Jesus sê, ons het die hele nag hard gewerk, maar niks gevang nie. Hy gebruik die woord ook hierso, agonizomai. Klink dit vir julle soos 'n woord in Engels wat ons ken? Agonize, agonizomai. Dit is die strewe om iets met groot intensiteit en groot moeite te doen,
om alles in jou vermoë te doen, om jouself in te span, sê die leksikon. Hierdie woord word ook gebruik in Lukas 13 vers 24, waar Jesus sê, beywer julle, span julle in met intensiteit, met ander woorde, om by die smal deur in te gaan. En weet julle, daar is verskeie dinge wat disippelskap, mentorskap moeilik maak. Dinge soos byvoorbeeld hartsingesteldhede, selfsug, my eie selfsug, dat ek eerder my tyd aan myself sou wou spandeer, of die selfsug van 'n ander, wat nie nou tyd wil gee nie, wat nou tyd vir hulle self wil maak, en daar is seker ruimte en plek vir dit, maar selfsug, 'n konstante selfsug, maak disippelskap moeilik. Of onwilligheid, mense wat dalk 'n blinde kol het in 'n area en aanvanklik onwillig is om te hoor wat jy vir hulle wil sê, oor dit wat jy sien in hulle lewe. Hulle is onwillig en nie oop vir inspraak van jou af nie. Dit maak disippelskap uitdagend. Of oorweldiging. Iemand is in 'n emosionele traumatiese situasie en hulle is so oorweldig in hulle omstandighede dat hulle net eenvoudig nie kan sien om nou aandag te gee aan hierdie ding en te kyk wat die woord van die Here sê en wat jy vir hulle wil leer vanuit die woord van die Here nie. Maak disippelskap moeilik. Of mense wat dalk stadig van begrip is. Ek wys nie na dom mense nie, maar dit vat tog tyd soms. Ons weet dat die Gees die waarheid van God moet oopbreek en vir ons 'n diepe insig daarin moet gee, sodat ons lewe kan verander in die lig daarvan. Daar's praktiese uitdagings partykeer, net tyd. Ons is so besig in ons gejaagde lewe net om tyd te maak om iemand anders te disipel. Dit is baie keer 'n uitdaging of gedisipel te word. Fisiese moegheid. Miskien is jy so moeg, jy sien eenvoudig net nie kans vir nog 'n ontmoeting nie. Of om nou met iemand te ontmoet om deur hulle gedisipel te word nie. Onkunde. Miskien is jy besig om met iemand 'n mentorskappad te stap en hier kom iets na vore wat jy nie kennis oor het nie. En jy moet verder gaan bid oor die saak, die skrifte ondersoek, met ander volwasse gelowiges gesels hier oor om meer kennis in te win, oplees hier oor, sodat jy daai persoon verder kan mentor. Dit maak disippelskap uitdagend. Emosionele uitputting. Vir ons wat mentorskap ken, weet dat as jy ander mentor deur trauma, emosionele situasies, dit tap jou. Al hierdie dinge, en dan bo op dit alles nog die vyand waarmee ons moet reken, Satan, die verloklikheid van die wêreld, die neigings van my sondige natuur, my vlees, hierdie alles maak disippelskap uitdagend, en daarom is inspanning so nodig. Daarom is dit soms 'n worstelstryd. Ek dink aan Jesus, net by wyse van illustrasie, wat in Johannes 14, hy het dit 'n paar keer lees ons dat hy iets soortgelyk gesê het, maar in Johannes 14 vers 8 en 9 sien ons dat Filippus sê vir hom, Jesus, wys ons die Vader en dit sal vir ons genoeg wees, en ek kan amper sien hoe Jesus se moed in sy skoene sak. Hande in die hare, Filippus, hoe lank is ek al by julle? Hoe vra jy my dan, wys ons die Vader? Die wat my gesien het, het die Vader gesien. Inspanning, en tog het Jesus volhard, hy het nie moed opgegee nie, einduit volhard, om daai 12 manne te mentor wat hy gekies het, en so is hy 'n voorbeeld vir ons. Nietemin, ongeag hierdie inspanning, wil ek weer eens die balans inbring. Want let op wat Paulus sê, so gebalanseerde denker, en deur die inspirasie van die Gees skryf hy dan ook vir ons, hier in Kolossense 1 vers 29. Hy sê, ek span my in vir sy disippelskapwerk, terwyl ek die worstelstryd voer, let op, hy erken sy verantwoordelikheid, maar dan sê hy doen dit in ooreenstemming met sy krag, God se krag, wat met mag in my werk. Dit is weens God se krag wat in ons werk, deur ons werk, dat ons in staat is tot alle dinge. Ook die uitdagings van mentorskap. Daarom, disippelskap, hierdie enorme en edele taak waartoe die Here ons roep, as Christene, as kerk, is harde werk, tog is dit
rustige werk, want die verantwoordelikheid vir die bou van die kerk en die groei van die disippels van ons Here Jesus is primêr sy verantwoordelikheid. Soos hy ook vir ons telke male in die woord sê, die goeie werk wat God begin het, elkeen van sy disippels sal hy volbring tot op die dag van Christus. Mag hy, die God van vrede, julle volkome heilig maak, na liggaam, siel en gees. Hy wat julle geroep het is getrou, hy sal dit doen. So as ek weer hier 'n toepassing mag maak en herhaal wat ek nou gesê het, beywer julle in die lig van die woorde van Paulus hier om hard te werk, om die probleme, die moeilikhede te skouer, om dit met groot intensiteit en moeite te doen. Beywer julle vir hierdie taak van disippelskap en mentorskap. En as die probleme, die uitdagings kom, moenie uitsak nie, maar volhard soos Jesus vir ons die voorbeeld gestel het, maar doen dit alles in vertroue op God, want soos Paulus ook hier sê in Kolossense 1 vers 29, ons werk in ooreenstemming met sy krag, wat met mag in ons werk, en doen dit daarom met konstante gebed. 'n derde waarheid wat ek wil aanraak is die instrument van disippelskap. Kan nie afstaan van hierdie reeks sonder om ook aandag hieraan te gee nie. Ons het gekyk na die instaatstelling, die inspanning van disippelskap. Ek wil ook iets sê oor die instrument van disippelskap. In 'n sekere sin, soos ek nou vir julle gesê het, ons is instrumente in die hande van God, waardeur hy sy kerk bou, waardeur hy sy disippels groei. Maar in 'n ander sin kan ons ook sê die Bybel, God se woord van waarheid, is 'n instrument in die bekwame hande van die Gees van waarheid wat in ons woon. Die Heilige Gees wat die Bybel geïnspireer het, hy is die een wat ons in woon en ons help om getrou en effektief God se woord van waarheid te gebruik in ons mentorskap van mekaar. Die Bybel, geliefdes, soos ek julle gereeld herinner, is sommige mense sê voldoende, voldoenbaar. Ek hou van die woord algenoegsaam. Dis genoegsaam om ons wys te maak vir verlossing, maar ook om 'n heilige God verheerlikende lewe te lei. Dit leer vir ons, ja, die wese, die wil van God, sodat ons in sy wil kan wandel. Dit leer ons die waarheid wat ons moet glo en gehoorsaam. Die Bybel is genoegsaam. Blaai gou saam met my na 2 Timoteus, hoofstuk 3. Timoteus hoofstuk 3 vanaf vers 14. Paulus is besig om vir Timoteus aan te moedig om te volhard in die leer, daai suiwer leer wat eens en vir altyd aan die heiliges oorhandig is, waarvoor ons moet stry, wat vir ons opgeteken is in die bladsye van die Bybel. Hy is besig om aan te moedig om te volhard in daai leer. Hy sê in 2 Timoteus 3 vers 14, bly jy by dit wat jy geleer het en waarvan jy vas oortuig is. Vers 15, omdat jy van kleins af die heilige skrifte ken. Hy praat hier van die Bybel. Die heilige skrifte, wat jou wysheid kan gee tot verlossing deur die geloof in Jesus Christus. En let nou op, hy sê elke skrifdeel, dit wil sê vanaf Genesis 1 vers 1 tot Openbaring 22 vers 21, die hele Bybel, al 66 boeke wat vir ons hierin gesluit is in sy geheel. Die hele Bybel is deur God geïnspireer en is nuttig daarom vir onderrig, om te leer. Dit is nuttig vir weerlegging, om ons te oortuig van valse denkpatrone en verkeerde gedragspatrone. Dit is genoegsaam en nuttig om ons tereg te wys wat die waarheid van God is, wat ons moet glo en gehoorsaam. Dit is nuttig en genoegsaam ook om ons op te voed om God se wil te gehoorsaam. Daai woord dra die idee van om ons in te oefen in lewenspatrone en ook denkpatrone van geregtigheid, sodat vers 17 die mens wat aan God behoort bekwaam kan wees ten volle toegerus vir elke goeie werk. Die skrif
is algenoegsaam en is daarom dat Paulus net so 'n paar verse later hier in hoofstuk 4 vers 2 sê, verkondig die woord, hou tydig en ontydig aan. Dit moet ons fokus altyd wees. Die woord bly sentraal by ons lewens as gelowiges, maar ook ons lewe as 'n gemeente. Dis deur die woord wat ons weer lê, bestraf, bemoedig met geduld en deur lering. En veral so in ons dag, want Paulus waarsku daar kom 'n tyd wanneer die gesonde leer nie meer verdra sal word nie. Soveel denominasies en sogenaamde kerke het die Bybel op sy geskuif. Ag, nie die woord van God meer as geïnspireerd, gesaghebbend, foutloos en algenoegsaam nie. En sodra dit gedoen word, kan jy begin sien hoe 'n gemeente, 'n denominasie selfs gly. Wanneer ons die woord tersyde stel wat die Gees geïnspireer het ons al ons ankers opgeruk en is ons op sinksand. Die woord is algenoegsaam. Ons kan sê die Bybel is ons mentorskap handboek. Ander boeke is, soos ek vanoggend vir julle uitgewys het, die boek oor discipling van Mark Dever, dis behulpsaam na mate dit vir ons terugverwys na die woord en die woord vir ons verduidelik en verstaanbaar maak en toepas. Maar die Bybel is sentraal en ons lees nie ander boeke ten koste van God se woord nie. Daarom gemeente, as ek weer hier 'n toepassing kan maak, Bybelinname saam met gebed is so belangrik. Om die Bybel elke dag vir jouself te lees, om die Bybel te bestudeer, om dit wat jy uit die Bybel uit ontvang, daaroor te mediteer, daaroor te bid, soos jy deur jou dag gaan, om die tekste te memoriseer, sodat jy die hele tyd die waarheid van die woord jouself en ander aan kan herinner, om dit te implementeer konstant in jou lewe. Dit is so belangrik, sodat jy as 'n disipel kan groei, en dat jy in beurt weer ander kan help om as disipels te groei. As jy nie self eers 'n disipel is, wat omsien na jou eie groei nie, gaan jy nie ander kan disipel en mentor in geestelike groei nie. Die woord is sentraal. Saam met gebed is dit 'n kern genademiddel. Ons verwaarloos die Bybel net tot ons eie geestelike skade. Miskien is 'n beginpunt vir jou. Jy wonder dalk, waar begin ek met die persoon wie ek wil mentor? Vat die Bybel en begin die Bybel saam lees. Praat oor wat julle saam lees, bid saam oor wat julle lees en groei so. Die woord bly tog sentraal. En ek wil hier as illustrasie gebruik ons eie Here Jesus weer. Hy was vol van die woord. Toe hy in die woestyn getuister was deur Satan en versoek was, het hy telke male geantwoord met die swaard van die Gees, die Bybel. Daar staan geskrywe, daar staan geskrywe, daar staan geskrywe. Dis met die woord waarvan hy vol was, dat hy sy eie 12 disippels gementor het, soos ons ook moet doen. Daarom het sy disippels van hom geskryf, die woord het vlees geword, onder ons gewoon, ons het sy heerlikheid aanskou, soos die enige gebore van God, vol van genade en waarheid. Waarheid, so belangrik. Ek kan dalk hier ook noem, geliefdes, ek het laas jaar die leierskap van Brackenhurst Baptist Church genader oor hulle disipelskap kursus wat hulle in die gemeente gebruik. Al vir baie jare met groot sukses. En hulle het vir my die toestemming gegee om dit te vertaal en te verwerk in Afrikaans. En ons wil dit graag binnekort, hierdie week wat kom, gaan ek die laaste werk daaraan doen. En dan wil ons dit graag ook beskikbaar stel aan julle. Nie 'n kursus wat jy kan deurgaan sodat jy aan die einde van die kursus, jy weet, jou tikboksie kan tik en sê, nou is ek 'n gekwalifiseerde disipelmaker nie. Dis net 'n hulpmiddel. Want wat daai kursus doen, dit kyk na al die basiese beginsels van ons geloof. Dinge soos disipelskap, verlossing, die Bybel en Bybelstudie, die doop, die nagmaal, gebed, die kerk, aanbidding,
kerklike tug, sekerheid van saligheid, die Heilige Gees, geestelike gawes, hoe om te gee, hoe om te dink oor sonde en my sonde te bestry, die wêreld, oor sending, medegelowiges, hoe om die wil van God te ken en te verstaan, my geld en besittings, my vryheid in Christus, oordeel, dit help, dit kyk na al daai onderwerpe en vat jou terug na die skrifte toe om te wys wat die woord daaroor sê. Vir ons om dit saam met my kort lessies, dat ons dit saam kan deurgaan, kyk wat die Bybel sê en daaroor kan praat, kan bid. Dis 'n goeie hulpmiddel. Diegene wat dit verlang kan uitreik na my of na die ouderlinge toe. Ons sal dit binnekort beskikbaar maak aan julle. Maar ja, die instrument van disippelskap is die woord van God. Dit is die mentor se handboek. Of die handboek van mentorskap. 'n vierde waarheid wat ek vlugtig ook aan julle wil voorhou is die ingesteldheid van disippelskap. Saam met die instaatstelling, die inspanning, die instrument van disippelskap, die ingesteldheid. Die ingesteldheid van disippelskap. Die mentorskap of disippelskap van mekaar verg 'n spesifieke ingesteldheid soos julle weet. Byvoorbeeld, wees eerstens gewillig. Wees gewillig. Dit was die doel van hierdie hele reeks is om julle te kry om weg te kyk van programme af en ingestel te wees op persone en om mekaar te disipel. Hierdie is 'n gehoorsaamheidskwessie. Soos Matteus 28 vers 19 sê, Jesus het op grond van sy gesag, sy mag in hemel en op aarde gesê, gaan en maak disippels, ons moet dit doen. Wees gewillig. Steek kers op by 'n Paulus, steek kers op by 'n Timoteus en wees besig om met die instaatstelling van God, in die lig van die woord van waarheid, hierdie instrument wat hy ons gegee het, mekaar te begelei. Wees gewillig. Tweedens, wees ook oop en eerlik. Wees eerlik met jouself oor jou tekortkominge en jou behoefte om gedisipel te word. En as daar stryde in jou lewe is, moet dit nie wegsteek nie. Wees eerlik voor God en met jouself daar ook en ook met 'n vertroueling, die persoon wat jou mentor of wie jy mentor, dat julle saam kan bid vir hierdie ding, saam kan stry tot oorwinning. Dis tog hoe ons mekaar disipel. Dink aan Jakobus 5 vers 16. Bely julle sondes teenoor mekaar en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Wees oop en eerlik. Jy help nie jouself as jy daai stryde verbloem nie. Ook, wees geduldig met jouself, wees geduldig met ander. Geestelike groei gebeur nie oornag nie. Om tot diepe begrip te kom is die werking van Gees in ons en daarom vat groei soms tyd. En partykeer moet jy 'n ding oor en oor en oor vir iemand sê en wys. Doen dit, wees geduldig. Is tog 'n vrug van die Gees. Ook, wees aanpasbaar en akkommoderend. Geliefdes, niemand se disipelskap verhouding gaan dieselfde lyk. As jou, elke disipelskap verhouding lyk anders, want almal se skedules lyk anders, elke persoon is anders, daarom wees aanpasbaar, wees akkommoderend, buig agteroor om by mekaar uit te kom, terwille van hierdie belangrike oproep van ons Here Jesus. Ook bly leerbaar, ek het dit al vir julle gesê, ek sê dit weer, jy self moet 'n leerbare gees en ingesteldheid behou, en die wat jy mentor moet dit ook hê. Wees oop vir ander se inspraak in jou lewe, die wat jou teregwys en vermaan. Geef hulle die voordeel van die twyfel, hulle doen dit uit liefde vir jou, terwille van jou welstand en groei in die Here, en wees ook bereid om inspraak te gee, ferm, maar met liefde aan ander. Wees ook nederig, altyd nederig, want geliefdes, ons is almal nog besig om te leer en te groei, en ons is almal feilbaar. Ons maak foute, ons het gapings in ons begrip, want ons almal ken net ten dele. Wees daarom nederig, en wees ook bereid om te leer van die wie jy mentor. En dan helaas liefde. Liefde moet nooit veroordelend wees in jou disipelskapverhouding nie, moet nooit hoogmoedig en oorkrities wees nie. In liefde omarm jou boetie of sussie in die Here en stap met hulle hierdie pad van groei.
deur jou instruksie, deur jou voorbeeld, en die Here sal jou hiertoe in staat stel. Ek wil hê om saam met blaai na Kolossense toe, voordat ek hierdie boodskap afsluit. Kolossense, hoofstuk 3, vers 12 tot 17. Kyk, as ons dink aan tekste wat hierdie gesindheid uitlig, kan ek dalk noem Galasiërs 5 vers 22 en 23, wat praat van die vrug van die Gees. Wat is daai vrug van die Gees? Liefde, blydskap, vrede, wat is daar nog? Geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Daai is die vrug van die Gees, die ingesteldheid wat die Gees in ons kweek, en hy stel ons in staat om hierdie ingesteldheid te hê soos ons mekaar disipel. Maar hier in Kolossense is my ook so 'n mooi teks, waar Paulus skryf vir hierdie gemeente en hy sê, in julle omgang met mekaar, laat hierdie julle ingesteldheid wees. Ek lees vir julle Kolossense 3 vanaf vers 12, daarom, in die lig van Christus se verlossingswerk, daarom, omdat julle God se uitverkore heiliges en geliefdes is, beklee julle self met innige meelewing, met goedheid, met nederigheid, met sagmoedigheid, sagtheid, gentleness, met geduld, lankmoedigheid. Is dit nie maar die vrugte van die Gees nie? Verdra mekaar, en as iemand 'n klagte teen iemand anders het, vergewe mekaar. Hoe? Soos die Here julle vergewe het, so moet julle ook vergewe. Maar beklee julle bo en behalwe al hierdie dinge. Met ander woorde, wat se ingesteldheid staan uit en vat al hierdie ander saam, beklee julle bo en behalwe al hierdie dinge met die liefde, wat die band is wat alles volmaak saam bind. Verder, laat die vrede van Christus in julle regeer onder mekaar. As lede van een liggaam is julle daartoe geroep, vrede. En wees dankbaar. Kyk, ek het nou gepraat oor die instrument vir disipelskap. Hierso plaas Paulus ook klem op die woord. Laat die woord van Christus in sy volle rykdom in julle woon. Leer en vermaan mekaar in alle wysheid, deur met dankbare harte psalms, lofgesange, geestelike liedere tot eer van God te sing. En wat julle ook al doen, ook wanneer ons mekaar mentor in woord en daad, doen alles in die naam van Jesus, ons Here, terwyl julle God die Vader deur hom dank. Hoekom dank aan die Vader? Want ons is net instrumente in sy hand. Hy, wie deur sy woord en gees in Christus sy kerk bou en sy disippels, groei na sy beeld. Daarom, geliefdes, bid, dat die Here hierdie ingesteldheid in julle sal wek, sal kweek, sal koester en beywer julle om saam te werk met die Heilige Gees in julle, dat hierdie ingesteldheid in julle toenemend pos kan vat, gesien kan word tot eer van die Here en wandel in die Gees wat julle sensitief sal maak om so ingesteldheid te behou. Let op na en volg ook na ons Here se ingesteldheid, waarmee hy sy disippels gementor het in sy bediening op aarde. Ek sluit hierdie boodskap af net deur weer te sê, die Here het ons herinner aan hierdie 4 waarhede rakende disippelskap vandag. Dat ons nie ontrou of oneffektief sal wees nie, maar ingestel sal wees om gehoorsaam te wees, ons verantwoordelikheid op te neem in die groot opdrag, maar dit met vertroue op God en dankbaarheid, dat ons instrumente in die Here se hande mag wees, waardeur hy sy kerk bou en sy disippels groei na sy beeld. Amen. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, ons dank U vir U woord. Here, dit is kosbaar vir ons. Dit het prakties na ons toe gekom weer. Ons besef, Here, so goed ons eie onvermoë, ons gebrokenheid. Here, dat ons so ver kort val. Daarom kom ons gebukkend voor U, Here. Daarom, onthou ons, U het gesê, salig is die wat weet hoe afhanklik hulle van die Here is. Ons is dit, en ons wil vra dat U ons sal gebruik as bloedgewaste instrumente in U hand, as diegene wat gewederbaar is deur ons God van waarheid, wat inwoon word deur die Gees van waarheid, wat groei in ons kennis van U woord van waarheid, dat U ons sal help
om mekaar ook te bedien in u waarheid, met u waarheid, deur u waarheid. Asseblief, Here, doen u werk in ons en deur ons. Mag u krag magtig in ons werk, soos wat Paulus ook skryf hier in Kolossense 1 vers 29. Here, sodat wanneer ons verantwoordelikheid opneem, om mekaar te mentor en gementor te word, Here, dat u kerk sal bou, terwille van u eer. Ons sien uit met verwagting wat u gaan doen in die volgende paar weke, maande, jare, selfs dekades, Here, as 'n uitvloeisel na hierdie reeks. Here, om 'n disippelskap kultuur in ons midde te vorm, dat ons nooit, Here, nooit traag sal wees nie, maar altyd ywerig en gewillig om voete te gee aan u groot opdrag aan ons, soos wat ons uitsien met verlange na daai blye dag wanneer ons u op die wolke sal sien. Here, wanneer ons hierdie erediens afsluit, wil ons ook vir u vra om, Here, in dit te wees en verheerlik te word met ons slotlied en ons samesyn na die tyd. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek groet julle in die verhewe naam van ons koning Jesus. Mag sy genade, die liefde van die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Amen.